In 2025 vier Afrikaans 100 jaar van amptelike erkenning. Maar haar verhaal strek reeds eeue terug. Daar is boonop die wat glo, haar storie het maar nou eers begin. Na 'n eeu in 'n kerke, skole en die howe, om maar 'n paar te noem, weet ons van 45 geografiese variante. Van die Bo-Kaap na Namakwa-land, die Gariep tot in Gauteng. En as jy dink jy kan die taal in 'n boksie sit, het jy die kat aan die stert beet. Ek is Marlene Forsie en in hierdie eksklusiewe en beperkte potgooi reeks vertel ons die verhaal van Afrikaans en vier fees van 100 jaar van Afrikaans. In episode 1 skop ons af waar dit alles begin het. Van die Khoi se eerste kontak met die seevaarders tot die Kaapse Maleiers se eerste Arabiese Afrikaanse alfabet en later natuurlik die Genootskap van Regte Afrikaners wat in die geheim ontstaan het, om maar 'n paar te noem. Kom ons begin saam met die direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument in die Parel, Michael Jonas, by die begin. Afrikaans het nie eintlik 'n geboortedatum nie, of nog minder 'n begin. Die bydraes tot ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans strek terug tot 1559, vanweë die kontak tussen die plaaslike inwoners en die seevaarders. Volgens Wyle Christo van Rensburg kan dit beskou word as die eerste kontak in die geskiedenis van Afrikaans. Rondom 1611 het 'n Nederlandse ekspedisie die plantnaam Kanna vir die eerste keer geregistreer en opgeteken. En daarna volg Boegoedaga. En teen 1626 was daar eers 'n lysie van woorde. En woorde soos badwate, wat later water geword het, en vergiet, wat vergeet geword het, as deel van die vroeë Kaapse vorms. So ja, teen 1652 was die plaaslike inwoners heel bekend gewees met Nederlands. Hulle het vir 'n oorvereenvoudige vorm van Nederlands gepraat, en daai periode staan ook bekend as die Khoi-Afrikaanse periode. Suid-Afrika het met die vestiging van die Kaapse kolonie die kontakpunt geword wat Europa en Asië verbind het. En die koms van slawe het 'n nuwe hoofstuk in die begin van die nuwe wêreld se taal geword. Die eerste slawe na die Kaap is ingevoer vanaf 1658 tot 1808. En hierdie slawe het Maleis en Portugees saamgebring. Nou kan jy net vir self indink. Tesame met die Khoi-Afrikaans wat hier bestaan het, die Nederlands wat in die kolonie was, en natuurlik ook die tale van die slawe, het Afrikaans in 'n Kreoolse taal ontwikkel. En teen die 1700s het daar 'n soort van 'n eiersoortige dialek in die Kaap ontstaan, bekend as Kaaps, baie daarna verwys na Kaaps-Hollands of Kroms-Hollands, wat deur die kundiges beskou word as die voorfinale fase in die ontwikkeling van Afrikaans. En met die eerste Britse oorname in 1795 was Afrikaans die spreektaal gewees en Nederlands die skryftaal. Kort voor lank het die behoefte begin ontstaan vir 'n geskrewe taal, hoofsaaklik as onderrigmedium en dan ook vir godsdienstige byeenkomste. Hier rondom die 1800s kry ons die skryftradisies van Afrikaans. Die eerste geskrewe weergawe van Afrikaans in die vroeë 1800s het in Genadendal se Khoi-Afrikaans in Romeins geskryf, in die middel 1800s in die Kaapstad Maleis Muslim Afrikaans geskryf, waar Arabiese skrif gebruik is, en in die laat 1800s in die Parel. Kom ons staan net gou hier stil. Want hier het ons te doen met 'n fase van Afrikaanse vormingsjare waarvan nie almal bewus is nie. Van die eerste Afrikaans sprekende gemeenskappe het Afrikaans vasgelê in Arabies. En ons het vandag nog voorbeelde van Afrikaans wat van regs na links in Arabies geskryf is. Die mense wat hier gebring het, verskillende tale gepraat, maar die tussentaal was Maleis. Maleis was ook die medium van onderrig in moskeeë en in skole, en hulle het 'n skrif gebruik wat bekend gestaan het as Jawi. Nou Jawi is die skrif wat hulle die Maleisiese taal skryf deur die Arabiese letters te gebruik. Maar met tyd het baie meer mense die islamitiese geloof aangeneem wat nie 'n Maleis kon praat en wat nie die Jawi skrif kon lees nie. En die gevolg van dit is so vanaf die vroeg 1800s het die Kaapse Maleis geleidelik oorgeskakel van Maleis na Afrikaans toe. En met die oorskakel het daar 'n nuwe behoefte ontstaan vir 'n lees- en skryftaal, nou die keer in Afrikaans. Die probleem was dat baie van die mense wat ook slawe was nie toegelaat om te lees en skryf, en baie kon nie die Romeinse skrif lees nie.
maar baie kon wel die Arabiese skrif lees. En dit was toe besluit om dan die Arabiese skrif te gebruik om in Afrikaans te skryf. So die Arabies-Afrikaans basis is nie 'n taal nie, is 'n skryfsisteem. En hulle het die Arabiese skrif gebruik om Afrikaans te skryf. So sê Mohammed Alexander, 'n onafhanklike navorser van die Kaapse Maleier kultuur en tradisies. Hy beywer hom vir die verewiging van Kaapse Maleier Afrikaans, wat tog so hier en daar, veral in die Bo-Kaap, gebruik word. Nou, hy het onder meer 'n woordeboek opgestel van unieke woorde in die variant, en in sy boeke is daar ook Arabiese tekste uit die 1800s. Hierdie taalstelsel maak dit vir ons vandag moontlik om te hoor hoe Kaapse Maleier Afrikaans destyds geklink het. In die Maleitaal byvoorbeeld spreek jy die j uit as j, soos in Jakarta en nie Jakarta nie. Al die ander woorde wat begin met 'n j word uitgespreek met 'n j. Dieselfde natuurlik soos woorde met agtervoegsels met ki. Standaard Afrikaans spel hulle t j i e, maar hulle spreek dit as ki, biki, boinki. In Maleis spreek hulle hy t j i e uit as chi, bunchi, bichi. En in die Arabies-Afrikaanse tekste spel hulle ook as j uit en nie as jy uit nie. Dit wys dat die uitsprake was al destyds gebruik en self voor die skryf van die Afrikaanse tekste. Mense het maar aangeneem dat die variant van Afrikaans wat in die Kaapse Maleier is 'n verkeerd uitgespreekte weergawe van standaard Afrikaans. Wat heeltemal verkeerd is, en die variant van Afrikaans van die Kaapse Maleier het bestaan lank, dekades voor Afrikaans gestandaardiseer was. Die grammatika en spelreëls was eers gepubliseer in 1917. Afrikaans was eers aangeneem as amptelike taal in 1925. Die Kaapse Maleier Afrikaans was al dekades voor dit in gebruik, geskryftaal en leestaal en spreektaal. Volgens hom is daar so wat 500 woorde in Kaapse Maleier Afrikaans wat ander Afrikaans sprekendes glad nie ken nie en wat slegs in Kaapse Maleise gemeenskappe gebruik word. As ek nou vir jou 'n tipiese gesprek kan gee, byvoorbeeld waar ek nou 'n vriend nooi om saam met te gaan en hy sê vir my, nee man, ek sal nie kan gaan nie, ek gaan mos na Gaza, dis mos aan my Yusuf se honderde dae, hy het mos nou in die poase gaan nogal insoek of so wat doen. In feite was 'n paar dae voor hulle warm en dit klaar gesouer, toe neem hy abdas en gaan maak sy salat en in sy tweede rakat in sy sujud kry sy azal. En al wat ek kon antwoord was, man, die gewone ding was te sê, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maar soos jy nou hier sien van weer al die leenwoorde, as jy net die laaste sin vat, byvoorbeeld, hy het net klaar gesouer, dan neem hy abdas en gaan maak sy salat, en in sy tweede rakat, in sy sujud kry sy azal. 'n Persoon wat buite die tafel lê, gaan jy kan se kleur waaroor die gesprek gaan nie. Ja, dit klink soos 'n hele ander taal wat jy nou net gepraat het. Ek dink ek het so 4 of 5 woorde gekry. Nee, dis wat ek probeer sê, en baie min mense is bewus van die bestaan van die variant van Afrikaans, en die rede hoekom so min mense bewus is van die variant van Afrikaans is omdat die Kaapse Maleiers gebruik slegs die variant van Afrikaans as hulle met mekaar praat. Maar sodra hulle wegdraai en praat met 'n nie-Kaapse Maleier, dan vervang hulle al die leenwoorde in hulle variant met die standaard Afrikaanse woorde. Vind jy dat mense, wanneer jy hoor praat, baie verbaas is? Beskiklik, as ek nou by praatjies gee en gee, byvoorbeeld tipiese gesprek, as mense nogal oorgaan, en want hulle was nooit bewus van die bestaan van die variant Afrikaans. Helaas word hierdie weergawe van Afrikaans toenemend minder gepraat, en Alexander hoop sy werk sal tog iets van hierdie ryk erfenis behoue laat bly. Van die hede, terug na die verlede, saam met Michael Jonas, die Parel en Genadendal in die Kaap om spesifiek te wees, in die jare 1700. Uiteraard, as ons kyk na die skryftradisies van Afrikaans, die eerste Morawiese sendeling aan die Kaap was Jorg Smit gewees. En hy het hier rondom 1738 begin met sendingwerk wat vandag bekend staan as Genadendal. Hier was die spreektaal 'n mengsel gewees van Khoi-Khoi tale, Nederlands, Duits en dit na verwys as
Genadendal Nederlands of Genadendal Dutch. En Genadendal was een van die eerste drukperse gehad, nog voor die Genootskap van Regte Afrikaners in 1875 gestig was. So die gesproke taal is later as 'n geskrewe taal hier in die sending nedersetting bevorder. Nou dis juist in hierdie tydperk wat 'n skool, die gimnasium in die Parel gestig is en 'n taalkundige Nederlander Arnoldus Pannevis is een van die aanstellings. Hy is een van die eerstes wat na die gebied se spreektaal as Afrikaans begin verwys het. Want volgens hom was daar reeds in 1858 nie genoeg ooreenkomste tussen Nederlands en die spreektaal om dit 'n dialek te kan noem nie. Die sending opgevoede skrywers daar uit Genadendal het die spot gedryf hier met ons Pareliete en gesê, jy weet, julle praat plat of plaas. En 14 Augustus 75 is die Genootskap van Regte Afrikaners gestig met die doel om Afrikaans te verhef tot 'n amptelike taal wat gebruik sou word in die verskillende domeine, publieke domeine soos die kerk, die skool, politiek en besigheid. En hulle natuurlik ook beywer vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans. Nou hierdie genootskap, die GRA, was nie so gewild soos wat 'n mens sou dink nie. Inteendeel. Jy moet mooi verstaan, die hele beweging, baie mense praat van die eerste taalbeweging, ek noem dit meer 'n parelse beweging, het nie die guns van almal weggedra nie. Die stigting van die genootskap is geheim gehou, vanweë in teenkanting. Afrikaans het nie 'n egalige pad geloop nie, en almal het nie van die begin af ingekoop, weet, met die hele storie van die benaming van Afrikaans en natuurlik die wording van Afrikaans nie. Was dit dan gevaarlik om deel te wees van die Genootskap van Regte Afrikaners veral aan die begin? Ek dink aan die begin ja. Wat ons natuurlik ook moet in ag neem is dat in hierdie tyd was daar ook die verengelsingsbeleid van die Britse regering. Een van die doelwitte van die genootskap was natuurlik om daai invloede te minimaliseer en die ZRR, die Suid-Afrikaanse Republiek, het hulle ondersteun in hulle stryd teen die verengelsing. Kort hierna breek die Anglo-Boereoorlog uit. Na die afloop van die vernietigende Anglo-Boereoorlog was daar so van 'n ontluikende wit Afrikaner nasionalisme wat probeer het om die taal te kaap. Dat die taal was sentraal tot identiteitsvorming. Hier van 1904 begin mense praat van die tweede taalbeweging. En daar was soort van hernieude pogings om Afrikaans te bevorder in die stryd teen Nederlands en Engels. Hierso rondom 1910 met die Uniewording was Nederlands en Engels die enigste amptelike tale gewees, maar in die daaropvolgende dekades word Afrikaans, weet, met die hulp van C.L. Langehoven wat 'n prominente rol gespeel het, al hoe meer in die skole ingebring. Hierdie Afrikaans het ligjare verskil van wat ons vandag ken as standaard Afrikaans. En as daar iemand is wat weet hoe, is dit Solien Pilon. Sy is die voorsitter van die Taalkommissie en dan ook 'n taalkundige aan die Universiteit Pretoria. As jy kyk na wat nou in die Afrikaanse woordelys en spelreëls staan en jy gaan kyk wat in die 1917 woordelys en spelreëls gestaan het, dan is die twee forme van die taal amper nie vergelykbaar met mekaar nie. Het jy dalk 'n voorbeeld of twee wat jy kan deel van goed wat anders is? Die eerste AWS wat in 1917 verskyn het byvoorbeeld 48 spelreëls bevat. En die 11de AWS wat in 2017 verskyn het, bevat 457 spelreëls. So amper 10 maal meer reëls in die laaste AWS as in die eerste AWS. En dan die eerste een van 1917 het 15.680 ongeveer woorde in die woordelys. En die laaste AWS het 34.077 woorde in die woordelys. So ja, net meer as dubbel soveel woorde in die woordelys. En die laaste interessante iets, die eerste AWS was 198 bladsye lank, die laaste een 742 bladsye. So dit gee vir jou iets van 'n aanduiding van hoeveel werk daar gedoen is in die 100 jaar wat die woordelys en spelreëls al bestaan. Nou van 1925 af ontwikkel Afrikaans met rasseskrede. Dit word in kerke gebruik, in skole, in die howe en in tersiêre instellings, maar nie almal se Afrikaans het 'n plek aan die tafel gehad nie. In 1948 was die taal natuurlik sentraal tot die opkoms van Afrikaner nasionalisme.
tot in 1994. Die taal het 'n lang en kontroversiële geskiedenis. En dit hang af van watter kant van die draad jy jou bevind. Vandag, in 2025, word daar heelwat werk gedoen om die draad te knip. Dis veral iets wat Gerda Odendaal, 'n mede-redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse taal, na aan die hart lê. Toe ek op universiteit kom, ek was maar nog kort op universiteit, toe iemand in die koshuis eendag vir my sê, "Sjoe, jy's aan die mens wat ek ontmoet het nog wat die platste praat." Jy weet, en ek het nooit so aan my taalgebruik gedink nie. Toe nou later met my studies in Afrikaans en Nederlands en algemene taalwetenskap, het ek toe begin bewus word van, ja, daar is meer as net dit wat jy noodwendig in die skool leer, of dit wat jy in die huis praat. Vanjaar is daar al 140 variëteite van Afrikaans geïdentifiseer. Van geografiese na akademiese of tronk en selfs tienertaal. Vir nou plaas ons egter klem op die geografiese variëteite van die taal en daar is 45. So dit beteken, die taal is deur die loop van tyd op 45 verskillende plekke in Suid-Afrika op verskillende maniere gebruik. So op die 4de Mei 2025 is die aanlyn platform Provaria van stapel gestel, sodat hierdie variëteite hulle skoene kan volstaan. En Odendaal is 'n mede-voorsitter. Die idee is na vore gebring deur die Afrikaanse Taalraad of die ATR. Hulle het 'n behoefte gesien in skole by onderwysers om die verskillende variëteite van Afrikaans in die klaskamer aan te bied. En omdat die ATR betrokke is by projekte in Afrikaans, het hulle gevoel wil hulle 'n gesprek aan die gang sit met ander organisasies wat belang het hierby. Almal moet toegang kan hê daartoe, so as jy belangstelling het in die variëteite, al is jy nie noodwendig in die akademie nie, moet jy daar kan gaan kyk en kan sien, weet hoe lyk my variëteit, hoe vergelyk my variëteit met die ander variëteite van Afrikaans. Vandag beywer Odendaal haar as mede-redakteur by die Woordeboek van die Afrikaanse taal, om Afrikaans te help vaslê waarby almal tuis voel. Uiteindelik moet die Woordeboek 'n spieël wees waarin enige spreker van Afrikaans hulle self kan sien en kan sê, "Sjoe, ja, my Afrikaans wat ek praat, sien ek ook in die WAT, sien ek ook in die Woordeboek." En sy en haar medewerkers sit skouer aan die wiel. Sedert die begin van die COVID-19 pandemie het hulle begin om Kaapse Afrikaans op te teken. Ons het na boeke gaan kyk, koerante, webblaaie ensovoorts. En hoe kan ons bietjie die aanbod van Kaaps in die WAT 'n bietjie verbreed? En uiteindelik het ons omtrent meer as ek dink 1500 woorde, uitdrukkings, betekenisse wat uniek is aan Kaaps, het ons bygewerk. Die volgende variëteit waarop ons dan nou ook wil fokus is Gariep Afrikaans, wat dan nou ook variëteite soos Namakwalands, Noord-Kaapse Afrikaans ensovoorts insluit. En dit is ook nie dat daardie variëteite nooit opgeneem is in die Woordeboek nie. Die heeltyd wil ons dit uitbrei en vermeerder, soos wat ons die kennis opdoen en die inligting kry. Volgens die Taalkommissie se Solien Pilon, wat derentyd met Afrikaans in elke nuwe fase te doen het, is die taal 'n lewende wese. Dit verander elke dag. En dit is goed so, sê sy, want dit dui daarop dat die taal springlewend en gesond is. Jy kan jou beste lewer. Jy kan daai boks so sterk maak soos wat jy wil. Daai taal gaan daar uitklim. En jy kan dan anders sê, nee, maar my taal is net hierdie boks. Dit is jy wat gaan agterraak. Daai taal gaan aanhou lewe. Dit gaan in die res van die sprekergemeenskap se koppe verander en voortbestaan en wonderlike dinge gaan daarmee gebeur en jy gaan met jou boksie sit en daai taal in daai boksie gaan doodgaan. En as jy die versinnebeelding van die woorde wil sien, is dit nog nie 'n slegte idee om 'n draai te maak by die Afrikaanse Taalmonument in die Parel nie. In sy ontwerp het Jan van Wyk, wat menigte naweke op die berg uit oorgeslaap, gekampeer, bietjie gebraai en het werklik gesit en dink, jy weet, hoe gaan hy hierdie monument beplan? En in sy ontwerpsdetail en simboliek word dat duidelik aangetoon die afname van die Europese invloed, die stygende Afrika-invloed, dan word erkenning gegee aan al die diverse wortels van hierdie jong, moderne Afrika-taal. Sy wortels lê oor 3 kontinente versprei, naamlik Europa, Suidoos-Asië en Afrika. As jy nou voor die monument sou staan,
Die seile aan die linkerkant verteenwoordig die Wes-Europa se tale, waaronder Nederlands, Duits, Frans en Portugees tel. En dan in die middel, daar's 'n kolom in die middel van die trappe soos jy opbeweeg na die hoogste seil van die monument toe. En dit verteenwoordig die Indonesiese invloed, die Maleise invloed. En dan is daar so 3 hutte wat koepels wat so hutte lyk, en dit verteenwoordig die stygende invloed van Afrika tale. En die hoogste seil is oop en dit simboliseer ook dat die taal is besig om te groei. En ons hier by die monument glo ook dat die toekoms van Afrikaans is in Afrika tussen mede-Afrikane. Dit was die direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument in die Parel, Michael Jonas. In die volgende episodes van 100 jaar van Afrikaans, volg ons die taal se pad deur die eeue heen. Ons praat met groot name in die media, staan stil by van die eerste rolprente in die taal se geskiedenis en ons waag voorspellings oor die toekoms. Ek is Marlene Forsie en die is 100 jaar van Afrikaans. 100 jaar van Afrikaans is 'n oorspronklike Jackpot mini potgooi-reeks. Luister na nog oorspronklike potgooi-reekse by jacaranda.fm.com, gaan na Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassings soos Spotify, Apple en YouTube.